leaves, or will I turn around and run? But let the whole world hear me say, I'm unashamed of the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed, and I will live my faith out loud. Take a stand and stand my ground for the one who took my shame. I'm unashamed. Sê goeiemôre Agape familie. Lekker is die reën wat daar buite val, né? So al die tieners, ja asseblief, gaan asseblief as jy op die galery is, daar aan jou regterkant uit by daai deur, join die tienerdiens daarbo. En die wat hier onder sit, asseblief, julle is ook welkom om die diens te join. Julle kan uitbeweeg, daar's 'n span wat gereed is, Johan en sy span. So julle kan hulle daarso join daar agter. Nou, dit is regtig great vir my om almal van julle vanoggend hier te sien. Vanoggend toe ek kerk toe ry, toe dink ek, jong, dit reën nou weer. So ek dink vandag is ons aanlyn gehoor weer. En julle wat in die bed lê dalk, bid dat die Here jou baie skuldig laat voel. Hierdie kyk en mag jy die voorbeeld sien van commitment van mense wat vandag hier so is. Baie welkom ook aan ons aanlyn mense. Ons is bly dat jy ingeskakel is en deel is van ons diens. Jy kyk nie net in nie, jy is deel van ons diens en daarom praat ek sommer ook met julle gereeld. En is lekker vir my oral waar ek kom, mense raak te loop wat sê, hoor jy, ons kyk die diens aanlyn. En is lekker om julle hierso te hê vandag ook. So, ek gaan sommer vandag begin met 'n vraag, soos ek gewoonlik doen. En die vraag wat ek wil vra vandag is, wie is jou grootste vyand? Want dis ons reeks se naam ook. Wie is jou grootste vyand? En ek wil nie jy moet iets sê nie. Kyk, ek dink nie jy moet na hulle toe wys as hulle vandag hier is nie. Wie is jou grootste vyand? Nee, wat se prentjie kom in jou gedagtes op? Ek is seker dat hierdie vraag beantwoord jy deur aan 'n persoon te dink, nee. As ek jou vra wie is jou grootste vyand, beloof ek jy dink aan 'n ander persoon, nie waar nie? Miskien dink jy aan 'n ander persoon, miskien jy sien jy 'n ander persoon se gesig voor jou vandag. Miskien sê jy nee, wat dis nie 'n ander persoon nie, dis dalk sekulêre kultuur wat my grootste vyand is, of is dalk 'n politieke figuur, of dit is dalk miskien een of ander ekonomiese probleem, of dalk sê Dawie, ek sien die DMR voor my, dis al wie ek sien, en dis my grootste vyand, nee. Nou, ek wil vandag vir jou sê, ongeag aan wie jy gedink het en wie in jou gedagtes opgekom het, jou grootste vyand is nie iemand out there nie. Jou grootste vyand is nie iemand daar deur buite in die bosveld nie. Of vandag vir jou sê, jou grootste vyand is in hierdie gebou. Jou grootste vyand sit in hierdie kerk vandag, okay? En jy soos ek het gesien, sy is hierso. Nee, dis nie waarvan ek praat nie. Jou grootste vyand sit nie voor jou of langs jou of agter jou nie. Jou grootste vyand sit op jou stoel. Jou grootste vyand het daai klere aan wat jy vandag aan het. Jou grootste vyand luister vandag na hierdie deur jou ore. Jou grootste vyand is binne in jou vandag. Present en fully present in hierdie plek vandag. En hierdie grootste vyand binne in jou doen letterlik net twee goed met jou, en jy sal hierdie weet. Grootste vyand keer jou om die regte goed in jou lewe te doen, om sekere goed te doen, en die grootste vyand veroorsaak dat jy sekere goed wel doen wat jy nie moet doen nie. Kom ons kyk na 'n paar van daai goed. Ek het sommer 'n lys daarvan gemaak. Sê, jou grootste vyand, hierdie vyand binne in jou wat vandag saam met jou is, dit vandag saam met jou na hierdie kyk en luister, en hy keer jou om ander mense se sukses opreg te vier. Jou grootste vyand keer jou om verskoning te vra wanneer jy weet jy verkeerd is. Nie waar nie? Jou grootste vyand keer jou om verskoning te vra wanneer jy net 5% verkeerd was en die ander persoon 95% verkeerd was. Jou grootste vyand keer jou om eerlik met jouself te wees. Jou grootste vyand keer jou om eerlik met ander mense te wees. Jou grootste vyand keer jou om regtig deur ander mense geken te word. Die grootste vyand maak dat jy hierdie mure om jouself bou, maak dat niemand jou werklik ken nie. Dat jy die persona, hierdie persoon uitsit daar buite. Grootste vyand keer jou om nuwe dinge te leer, omdat jy wil hê mense moet altyd dink jy weet alles en jy weet die beste. Die grootste vyand keer jou om te erken dat jy verloor het
aan die einde van jou rope gekom het. Die grootste vyand keer jou om te erken dat jy verkeerd is. Die grootste vyand keer jou om 'n swakheid of 'n mislukking in jou lewe te erken. Die grootste vyand keer jou om te erken jy weet nie wat jy doen nie, terwyl almal rondom jou kan sien jy weet nie wat jy doen nie. Dis jou grootste vyand. So jou grootste vyand doen twee goed. Hy keer jou om al hierdie goed te doen. Daar's baie ander. Ons kan die hele diens aangaan. Ons kan van A tot Z duisende goed genoem het. Maar hy keer jou ook om hy keer jou nie net nie, hy veroorsaak jou ook. Hy maak ook dat jy goed doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Byvoorbeeld, jou grootste vyand veroorsaak jou om bly te word wanneer iemand anders misluk. Jou grootste vyand veroorsaak dat jy toemaak wanneer jy eintlik veronderstel is om oop te maak en kwesbaar te wees by jou groep. Jou grootste vyand veroorsaak jou om eerder te kil voordat jy sal verloor. Jou grootste vyand veroorsaak jou om te lieg oor jou verlede, onwaarheid te vertel. Jou grootste vyand veroorsaak jou om te lieg oor jou punte, as jy op skool is of universiteit is, of oor hoekom jou eerste huwelik misluk het, of hoekom jy regtig jou werk verloor het by die vorige plek waar jy was. Jou grootste vyand veroorsaak dat jy altyd die laaste woord wil inkry en altyd die laaste sê wil hê. Grootste vyand maak dat jy dinge koop en op social media flash om mense te beïndruk waarvan jy nie hou nie en mense wat eintlik glad nie andersins belangstel in jou nie. Dis wat jou grootste vyand doen. Ek dink ons is daarom nou al bietjie gedefrost vir wie hierdie vyand moontlik kan wees vandag. Maar kan ek jou vra, wie sal jy sê is hierdie grootste vyand vandag? Enige iemand die vraag antwoord. Wie is hierdie grootste vyand? Jyself, ja, maar het 'n baie meer spesifieke naam. Wie is die grootste vyand? Kom ek help julle. My grootste vyand se naam is trots. Hoogmoed. Die grootste vyand in jou lewe is trots. En dan praat ek nie van 'n gesonde trots nie. Praat nie van ek is trots op my kinders en trots op my loopbaan tot dusver en trots op dit wat ek bereik is nie. Dis nie 'n trots wat jou en ander mense inspireer om beter te wees en verbeter in jou lewe te gaan nie. Dit is daai aaklige, vieslike trots in ons. Wat C.S. Lewis, die Oxford professor, briljante Oxford professor in hierdie volgende woorde beskryf het. Kan ek dit vir jou lees? Hoor dit sê hy: unchastity, anger, greed, drunkenness are mere flea bites. Ek het so gelag vir hierdie. Dis vlooibuite. Dronkenskap is 'n vlooibuit. Woede is 'n vlooibuit. Dis 'n klein ou dingetjie nê. Are mere flea bites in comparison to pride. Trots. Because pride leads to every other vice. Hoogmoed lei tot elke ander aaklige, vieslike ding in hierdie wêreld. C.S. Lewis sê die ander goed is Mickey Mouse goed teen pride. Pride is dit wat lei tot die downfall van mense. En soos ek gesê het, daar's 'n beter naam dalk vir trots. En daai naam is hoogmoed, nee, dis 'n ou woord. Die ou mense was lief om hierdie woord te gebruik. Hoogmoed. En die waarheid is, hoogmoed is jou grootste vyand. Ek op my familie en my grootste vyand. Weet jy hoekom? Want hoogmoed laat jou glo jy's besig om te wen, terwyl jy besig is om stadig maar seker te verloor. Hy laat jou glo jy's besig om te wen, terwyl jy besig is om te verloor in jou verhoudings, in jou huwelik, in jou intimiteit, in jou identiteit, in jou ouerskap. Jy's besig om te verloor en besig om te slip in elke area van jou lewe. In jou ouerskap, jou roeping, selfs jou sensitiwiteit en jou verhouding met die Here. Hy laat jou glo jy wen, maar eintlik is jy besig om te verloor. En die realiteit is ons almal was al slagoffers gewees van hierdie ding wat ons noem hoogmoed. Dan kan ek vandag vir jou sê, hoekom het ek 'n probleem met hoogmoed? Hoekom het ons 'n probleem met hierdie vyand in ons lewens? Kan ek jou sê? Hier is die probleem. Hoogmoed is iets wat jy binne 2 sekondes kan raak sien in iemand anders. Nie waar nie? Maar dis iets wat jy nie in die spieël sien nie. Hoogmoed is iets wat jy letterlik binne 'n paar minute in ander mense se lewens kan sien. Maar jy sien dit nie raak in jou eie lewe nie. Jy's blind
vir wat in jou lewe aan die gang is. En die mense wat gewoonlik met hoogmoed sukkel, is gewoonlik die mense wat glo hulle sukkel nie daarmee nie. Mense wat gewoonlik 'n probleem het daarmee, glo nie hulle het 'n probleem daarmee nie. So ek glo die Here het my gelei om vir die volgende 3 weke oor hierdie grootste vyand te praat. Dis 'n mini-reeks, is net 3 weke, vandag en 2 Sondae verder. So ons gaan hierdie volgende 3 Sondae oor hoogmoed praat. En dalk sê, oh wow, how exciting. Maar ek wil vir jou sê, ek bid regtig dat die Here in hierdie reeks sal kom. En dit wat ons hiervoor gaan share uit sy woord uit, dat die Here dit sal gebruik en deur die Heilige Gees sal kom en dat hy jou sal kom wys hoe hierdie grootste vyand in jou lewe operate. En hierdie grootste vyand sentraal in jou lewe staan en hoe hierdie grootste vyand jou teen jouself gebruik. En dat die Here jou sal kom help om hierdie grootste vyand in jou lewe dood te maak en nek om te draai. Dis regtig my gebed vandag. So voordat ons verder gaan, wil ek jou vir 'n oomblik net herinner hoekom dit belangrik is om te weet wie die groot vyand in jou lewe is, te weet hoe hy werk in jou lewe, te weet hoe hy in jou lewe operate en om dood te maak, want ek dink ons vergeet baie keer wat die effek van hoogmoed en trots in ons lewe is. Ek dink ons vergeet dit baie keer en ek wil jou net vir 'n oomblik herinner wat die effek van hoogmoed is. Hoekom wil jy hierdie grootste vyand uit jou lewe uit hê? Hoekom wil jy om 'n nekslag toedien? Hoekom? Ek wil dit graag met jou deel. En ek gaan jou herinner, en dan baie keer herinner ons maar, jy weet 50% ek dink van wat ons hier voor sê en gewoonlik op Sondagoggende weet jy klaar, ons herinner jou net daaraan. Maar dis die doel van prediking, ons herinner jou aan die woord van God. Dit hoef nie entertaining te wees nie, ek hoef nie elke Sondag iets niets te sê wat jy nog nooit gehoor het nie. Ek herinner jou, Sondag op Sondag, dit is wat die woord van God vir ons sê. Dit is wat mense wat God geïnspireer het vir ons geskryf het oor hierdie tipe van goed. So, wat is die effek van hoogmoed? Hoekom kan jy nie saam met hierdie vyand leef nie? Nommer 1 is trots of hoogmoed maak jou kleiner. Dit maak jou kleiner. Nou, die interessante ding rondom trots en hoogmoed is, dit beloof jou om jou groter en beter en sterker te laat voel en te laat lyk. Maar dis die leuen. En hoogmoed en trots deliver amper nooit op daai nie, nee. Nooit, nie amper nie, nooit nie. So dit beloof sterker, groter, beter en jou image gaan beter lyk. En jou status gaan beter wees en jou posture gaan groter wees en jou dink wat mense van jou het gaan groter wees en jy gaan die argument wen en jy gaan cool lyk en jy gaan goed lyk en jy gaan aansien hê. Dit beloof jou om groter te lyk en te wees en te operate en gesien te word deur mense. Maar in realiteit maak hoogmoed jou eintlik kleiner. Wat gebeur is dit maak jou vermoë kleiner om vir mense om te erken dat jy verkeerd is, om jammer te sê dat jy verkeerd is, om raad te vra as jy regtig nie weet wat om volgende te doen nie, om regtig na mense te luister, om regtig begrip te hê, om regtig te vergewe. Dit verklein jou vermoë om enige van daai goed te doen. En as jou vermoë om daai goeders te doen in 'n verhouding kleiner raak, raai wat? Die verhouding raak kleiner. En raai wat? Jou invloed in mense se lewens en die invloed in die mense se lewens rondom jou in jou wêreld raak al hoe kleiner. Hoogmoed beloof om jou groter te maak. En dit voel aanvanklik vir jou asof jy groter in jou posture en stature en status en mense se oë en so is as jy in dit ingekoop het, maar uiteindelik deliver dit net kleinheid. En tweedens bring ons dit by hierdie punt, dit maak jou nie net as persoon kleiner nie, dit maak ook jou kapasiteit kleiner. As hoogmoed die remote van jou lewe het, en jou beheer, soos ek gesê, dan raak jy so kleinlik, jy kan nie vergewe nie. Jy raak so kleinlik, jy kan nie die son oor iemand anders se kop sien skyn nie. Jy raak so kleinlik, jy kan nie leer nie. Jy raak so kleinlik, jy kan nie groei nie. Jy raak so kleinlik, jy kan nie iets oorsien nie. Jy raak so kleinlik. En dit beïnvloed jou verhoudings in elke aspek van jou lewe. Jy kan nie hulp vra nie, jy kan nie erkenning gee nie, jy kan nie krediet gee vir mense nie. Ons almal ken 'n innerlike stryd, né? Manne, jy sit daar so in die sitkamer en jou vrou is daar besig in die kombuis. En jy weet jy moet vir haar gaan jammer sê. Jy weet jy moet vir haar gaan sê, luister, ekskuus, ek was verkeerd. Jy hoor hoe klap die kaste en hoe val die panne en al die goed. Dit is mos so 'n bietjie ekstra harder as daar tension in die huis is. Het jy al gesien as mamma ontsteld is in die huis, is die hele huis ontsteld, né?
As die pa ontstel is, dan is almal soos, ag, ignoreer hom, jy weet dat hy nog in die tuin gaan loop, of whatever, alles gaan aan. Maar as die ma ongelukkig is tot selfs die kat en die hond nie lekker nie. Die budgie is stres, wat plikkie vere uit, dis stresvolle storie nie. En jy sit daar en jy weet jy moet vir haar gaan jammer sê, want sy klap daai kas as gevolg van iets wat jy aan haar gedoen het. Jy weet dit. Maar iets hou jou terug op daai stoel. Iets plak jou vas aan daai stoel en ons noem dit trots en hoogmoed. Dit verklein jou kapasiteit. Jy kan nie opstaan en gaan sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. Jy sit daar en jy sê, jy kan vir my kom jammer sê. Jy kan eers, ek gaan nie voor jou kruip nie. Okay? En dan praat ek van Christene hier. So as jy nie 'n Christen is nie, go for it, dis hoe die Christene operate. Okay? As jy volgeling van Jesus is, dan gebeur daai ding, nee. Of jy is miskien ook 'n vrou en jy sit daarso en jou man kom sit langs jou op die bank en jy weet jy moet sê ek was verkeerd gewees. Ek het jou verkeerd hanteer en dieselfde ding, jy kan net nie jou mond kry om dit te sê nie. Jy weet dit in jou hart, maar jou hart kan dit nie vir jou gesig sê nie. Jy kan dit nie so sê nie. Jy weet mos hoe dit werk, daai deur jou tande nie. Jy dit kry dit net nie gesê nie. Trots hou jou terug. Hoogmoed maak jou kapasiteit kleiner. En jy dink, ek gaan vir hom wys, ek gaan die een wees wat nie, ek gaan die minste wees nie, ek is die een, ek word groter en sterker en beter. Jy doen nie, jy word kleiner, kapasiteit word kleiner, is al wat hierdie ding doen, en jy glo, jy is besig om groter te raak, maar jy word al die tyd kleiner. Trots hou jou terug. So wat doen dit in terme van jou kapasiteit? Dit keer jou om te sê wat gesê moet word. Dit keer jou om te hoor wat gehoor moet word. En dit keer jou om te doen of te gee wat gegee moet word vir mense. So as trots en hoogmoed die remote van jou lewe het, verklein dit jou kapasiteit actually om liefgehet te word en ander mense lief te hê. Want dink daaraan, dit is moeilik om vir 'n hoogmoedige mens lief te wees, nie waar nie? 'n selfgesentreerde, egosentriese, selfsugtige, hoogmoedige, egoïstiese persoon. Dit is baie moeilik om lief te wees vir so iemand. Verklein jou kapasiteit om liefde te gee en liefde te ontvang. En in hierdie tyd in die boodskap in vra ek myself so, hoekom sal enige iemand hierdie vyand in jou lewe wil hê? Wat jou so minimize, wat jou so verklein, wat jou kapasiteit so minder maak. But wait, there's more. Die derde effek wat ons van hoogmoed sien is, trots en hoogmoed stoot ander mense van jou af weg. Het jy dit al gesien? En die eerlike, eenvoudige waarheid is net dit. As jy vol van jouself is, dan kan daar nie plek vir iemand anders wees nie. Hierdie glas, julle kan nou nie sien nie, maar hierdie bekertjie is vol water. Hier is nie plek vir iets anders in hierdie beker nie. Hier is water, daar kan niks inkom nie, hy is vol. En as ons vol is van onsself, is daar nie plek vir iemand anders in ons lewe nie. Daar is eenvoudig net nie plek vir iemand anders om te fiets nie. Dit druk mense uit, dit stoot mense uit ons lewens weg. En is so subtiel soos ek nou gesê het, jy weet nie, jy is besig om hierdie grootste vyand free rein in jou lewe te gee nie. Jy sien dit nie in die spieël nie, jy is nie bewus daarvan nie. En soos jy nie bewus is daarvan nie, is hierdie grootste vyand besig om al hoe meer mense uit jou lewens uit weg te druk. Mense by die huis, mense in jou vriendekring, mense op die paddelbaan, mense in jou sportgroep, mense in jou kantoor, mense in jou selgroep of jou kleingroep, mense in jou lewe. En weet julle, wie is die eerste mense in ons lewens wat altyd heel eerste uitgestoot word? Is die mense wat die naaste aan ons is. Is die mense vir wie jy die liefste is, wat gewoonlik heel eerste deur jou hoogmoed en trots uitgestoot word. Die van julle wat groot geword het saam met 'n ouer wat nooit verkeerd was nie, nooit skuld kon erken nie, jy sal presies weet waarvan ek praat. Die van julle wat werk vir 'n baas wat nooit verkeerd is nie, wat nooit iets verkeerd doen nie, wat altyd reg is, jy ervaar hierdie op 'n daaglikse basis, nê. Almal in daai kantoor, almal is so bang vir die persoon, almal is besig om op eiers te loop, nê. Almal lyk of hulle vir die bomsquad werk, nê. Ons is so versigtig. Want nou ontplof ons baas. En nou raak hy aggressief. Nou raak hy
passief-aggressief. Julle ken passive-aggressiveness. Jy's nie openlik aggressief nie, maar op 'n passiewe manier is jy aggressief teenoor almal rondom jou. Of die ander ding is, hy raak dalk miskien of sy raak miskien net so afsydig en distant en sit jou so bietjie in hulle koelkamer, nê. Raak so koud en kil en lag nie vir jou grappies nie en reply net op elke derde boodskap en die tipe van ding nie. En jy's so bang daarvoor, jy loop op eiers want hierdie persoon is altyd sentraal in die vertrek. En as hoogmoed en trots in jou lewe is, dan is jy sentraal in die vertrek en jy stoot almal weg, teen die mure dryf jy hulle uit, teen die kante toe. Jy prioritiseer altyd jouself en jy deprioritiseer altyd ander mense. Dis wat trots in ons lewe doen. Dit stoot mense weg. Maar die vierde effek wat dit het op ons is, dit stoot nie net mense van ons al weg nie. Dit stoot ook die Here van ons al weg. Dit stoot God van ons al weg. Die effek van hoogmoed is nie net 'n effek op ons menslike verhoudings nie, op ons horisontale verhoudings met mekaar nie. Die effek daarvan is net so groot op ons vertikale verhouding met die Here Jesus self ook. Wat skryf Dawid? Hy het die meeste psalms geskryf in die Ou Testament en hy skryf in Psalm 10, skryf Dawid hierdie woorde. Lees dit saam, hy sê, hierdie bose mens is te trots om God te soek. In al sy beplannings is daar geen plek vir God nie. Hierdie is obviously in Hebreëus geskryf, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en jy kan teruggaan net vir 'n oomblik asseblief. Jy sal sien hierdie geen plek vir God nie, nee, hy's vertaal vanuit Hebreëus en Afrikaans, geen plek vir God nie, maar volgende slide, hy sê ek daarso, uiteindelik in Hebreëus beteken hierdie geen plek vir God, beteken letterlik God bestaan nie vir my nie. Dawid sê mense wat trots en hoogmoed die grootste vyand in hulle lewe vrye teels gee, lewe asof God nie bestaan nie. God speel geen rol op my besluite, op my woorde, op my gedagtes, op my prioriteite, op my commitments nie. Hy is daar, maar ek lewe asof hy nie daar is nie, asof hy nie bestaan nie. En weet julle wat gebeur uiteindelik daarso? Onbeteelde hoogmoed of unchecked hoogmoed lei uiteindelik, soos Dawid hierso sê, vir elkeen wat onbeteelde hoogmoed toelaat na 'n plek toe waar jy 'n praktiese ateïs word. Praktiese ateïsme uitleef. Wat is praktiese ateïsme? Jy gaan nou nie sê, o, ek glo nie in God nie. Jy gaan nie sê, ek glo nie daar's nie 'n God of ek glo nie in God se bestaan nie. 'n Praktiese ateïs is maar net iemand wat sê, ag, daar is dalk 'n God, ek glo in hom, maar ek lewe asof hy nie bestaan nie. Julle, dis scary hierdie. Dit is die einde van die pad van hoogmoed. Uiteindelik bring trots jou op 'n plek dat God nie meer vir jou bestaan. Jy weet hy is daar, maar jy lewe asof daar nie 'n God is nie. Jy hanteer mense asof daar nie 'n God is nie. Hanteer jou huwelik asof daar nie 'n God is nie. It's a scary dead end waarop 'n mens uitkom. En dalk moet iemand vandag hierdie hoor. Dalk moet jy vandag hierdie hoor. Dalk jy wat aanlyn ingeskakel is, jy wat vandag hier sit in hierdie plek vandag het nodig om hierdie te hoor. En dit is dit. Miskien is dit nie jou intellek wat jou weghou van God af nie. Miskien is dit jou trots wat jou weghou van God af. Ek meen jy's 'n intelligente persoon. En jy het wonderlike teengeloofsargumente, jy het hierdie wonderlike geloofsargumente. Jy weet wat jy die Christelike geloof net so kan debunk. Jy kan 'n geestelike gesprek vinnig shut down met al jou kennis wat jy het en al jou feite wat jy op die tafel sit. En weer eens, jy's 'n intelligente persoon. Dis amazing om jou intelligensie te sien en dalk as ek en jy 'n debat het oor die Christelike geloof en is dit so of nie, mag jy miskien dalk die debat wen as ek en jy 'n koffie gaan drink daaroor. Maar hier is die toets. En ek weet nie met wie die Here nou praat nie, maar hier is die toets. As jy die mense wat die naaste aan jou is, as jy die mense wat die liefste vir jou is, as jy daai mense met dieselfde houding behandel as wat jy God behandel en uitskuif en wegskuif en hanteer, dan is dit nie 'n kopprobleem nie. Dan is dit 'n trotsprobleem. Dan is dit nie 'n intellek ding nie. Dan is dit 'n trots ding.
Want as dit net 'n intellek ding was, dan sou jy God op 'n distance gehou het, maar die feit is jy hou almal in jou lewe op 'n distance. Almal by jou werk, almal by jou huis, almal in jou lewe is nie intellek nie. Dis trots. En ek weet dit is hard om te hoor dalk vir iemand vandag, maar weet jy wat, iemand moet dit sê. En ek gaan nou maar die een wees wat dit vandag sê. En vir al die elmboogpompers wat in hierdie plek sit, gewoonlik die mense se pomp in die ribbes, ja, hoor jy? Sal jy asseblief jou elmboog vashou? Hierdie is vir jou. Dis nie vir iemand anders nie. Dis nie vir jou man of vrou of iemand langs jou voorheen. Dis vir jou hierdie. Trots is dalk die rede hoekom jy is waar jy is vandag in jou lewe. En vandag moet jy dit call. Die laaste effek wat trots op ons lewens het, is dit. Trots is 'n tronk. En jy weet hierdie. Wat gebeur? Trots sit jou uiteindelik in 'n sel. En dit veroorsaak 'n barrier tussen jou en ander mense. Tussen jou en tussen God. En daar sit jy in hierdie sel. Dis hierdie barrier tussen jou en die belangrikste verhoudings in jou lewe. En weer eens, dit is so maklik om vas te val in hierdie tronk. Dit is so maklik om in die tronk te beland, wat ek sê vir die hoeveelste keer, jy weet nie dat hierdie vyand besig is om die remote in jou lewe te hê en jou te kontrol nie. Jy is vas in daai trotstronk en die seldeur en die tralies en alles is toe rondom jou en dit skei jou van God en van mense. En omdat jy nie besef jy is daar nie, bly jy daarin opgesluit en bly hierdie ding jou lewe roel. My begeerte is so dat iemand vandag hier sal sit en sal sê, maar die lig word vandag vir my aangesit. Ek besef vandag, hier is die probleem waarmee ek struggle. Ek het dit nie agtergekom nie, ek het dit nie in die spieël gesien nie, maar ek is in hierdie tronk. En dis hoekom daar geen intimiteit nie, dis hoekom identiteit, dis hoekom al hierdie aspekte in ons lewens net hierdie barriers is. Dis die probleem vandag waarmee ek sit. Dis aaklig, ek weet. Maar dis ons aaklig. Dis ons aaklig. En ons gaan vandag moet own up as 'n gemeentefamilie. Ons gaan vandag moet own up. Ons gaan vandag moet step up en hierdie ding in ons lewens raak sien. En ons gaan vandag moet besef dat hierdie ding maak dat daar 'n barrier tussen ons en die belangrikste mense in ons lewens is. En as dit jy vandag is en by the way kan ek so tussen die lyne sê ek glo dis ons almal. Ek glo nie is een persoon en as jy nou vandag hier sit en sê dit is nie ek nie, dis jy's jy. Daar opper hy trots in sy volle glorie. Ek is okay, ek is fine, ek het nie hierdie nodig nie. Tel sy. Daar's die lig vir jou aan. Jy is die ou wat dit moes hoor vandag. Die een wat sê dit is nie ek nie. As jy dan nog kan sê dis ek, dan is daar darm so 'n bietjie humility wat al ingetree het, nê. Maar dis almal van ons. So hoor vandag hier wat wil ek vir almal van ons sê. Hier sê wanneer jy die uitnodiging aanvaar om Jesus te begin volg, dan aanvaar jy die uitnodiging om hoogmoed en trots op te hou volg. Het jy hierdie gevang vanoggend? As jy besluit om Jesus te volg en sy uitnodiging aanvaar, dan decline jy hoogmoed en trots se uitnodiging en om daai grootste vyand in jou lewe verder plek te gee. En dalk sit jy vandag en jy sê, wel ek is nie regtig 'n kerkmens nie, ek is nie regtig 'n Christen nie. En is dalk nou hier waar jy dink, nou praat hy weer oor Jesus volg. So weet jy wat, dis nou waar ek so 'n bietjie gaan uittap. Ek gaan nou nie verder luister nie. Kan ek vandag vir jou iets super belangrik sê wat ons as 'n gemeente glo vandag? En dit is dat jy hoef nie noodwendig hierso te sit en alles oor Jesus uitgefigure te hê om hom te volg nie. Jy hoef nie eens alles te glo oor Jesus wat ons Christene oor Jesus glo om Jesus te volg nie. Jy hoef nie te glo in die wegraping nie, jy hoef nie te glo in die heerlike verskyning, jy hoef nie te glo aan whatever nie. Jy kan hom begin volg. Jy kan hom net begin volg sonder om al daai goed te glo, aanvanklik. Hoor my mooi, ek sê nie jy moet dit ultimately nie glo nie. Ek glo jy hoef dit nie te glo om hom te begin volg nie. En ek glo soos jy hom volg, gaan hierdie dinge uitgesorteer wees. Jy hoef nie eers vandag aan die begin te glo dat hy die seun van God is om hom te begin volg nie. Weet jy wat, sy eerste volgelinge het dit ook nie geglo nie. Die meeste van Jesus se volgelinge het eers na sy opstanding geglo hy is die seun van God. En daar's nog van hulle wat nog steeds dit nie geglo het nie, soos ongelowige Thomas. Hulle het eers later in hulle journey met hom tot hierdie gevolgtrekking gekom. Hy is die seun van God. So kan ek vir jou sê, jy kan Jesus begin volg ongeag of jy alles glo wat ons as Christene oor hom glo, of alles uitgefigure het
oor Jesus. Jy kan hom net begin volg. Ek glo hy gaan met jou saam hierdie journey deur hierdie realiteit te stap. So moet asseblief nie nou pause nie. Asseblief nie uittap en sê ek is nie Jesus volgeling nie, so hierdie is nie van toepassing op my. Nee. Ek glo jy kan inleen in die teachings van Jesus en selfs al stem jy nie op die oomblik met dit saam nie. Selfs al sien jy dit nie so nie. Ek glo jy kan dit doen. OK. So as jy Jesus lankal volg, as jy Jesus onlangs begin volg het, as jy selfs oorweeg of jy Jesus nog wil volg of nie, hierso is iets wat jy moet hoor vanoggend. Jesus het 'n radikale alternatief vir trots gebied. Jesus het 'n radikale alternatief in hierdie wêreld ingebring vir trots. En wat is daai alternatief? Wil iemand dit try? Enige iemand? Wat is die alternatief wat Jesus gebring het? Wat gaan julle deur julle gedagtes? Wie wil hom try? Fantasties. Dankie Melanie. Nederigheid. Jesus het nederigheid op die tafel kom sit. En deur Jesus se leringe en deur Jesus se leefstyl, deur sy gedrag het hy vir ons kom wys hoe lyk daardie radikale nederigheid. En hierdie moet jy vandag nie mis nie. Die enigste antidote, die enigste teenmiddel vir hierdie grootste vyand in jou lewe is die radikale nederigheid van Jesus. Dis die radikale nederigheid wat Jesus vir ons gedemonstreer het. Dis al wat ons bevry van hierdie tronksel van trots. Dis al wat hierdie bose siklus in ons lewe kom breek, dis al wat hierdie boeye van hoogmoed kan kom breek, dis al wat die remote uit hoogmoed se hand kom uithaal en daai beheer en kontrole oor ons lewens wegvat, is radikale nederigheid. En die probleem is nie vandag dat ons nie weet wat die regte ding is om te doen nie. Julle weet. Ons weet wat die regte ding is om te doen. Jy weet jy moet jammer sê. Jy weet jy moet die tweede myl stap. Jy weet jy moet vergewe. Jy weet jy moet nie opgeblaase wees nie. Jy weet jy moet teachable wees. Jy weet jy moet generous wees. Jy weet al hierdie goed, maar die probleem is nie of ons dit weet of nie. Die probleem is trots hou ons vas dat ons nie kan act op dit wat ons weet nie. Jy moet vrygemaak word en ek moet bevry word uit hierdie tronksel van trots, uit die greep wat hierdie grootste vyand hoogmoed op ons lewens het. Ons moet uit daai situasie uit bevry word. En ons het een manier hoe dit kan gebeur. En dit is deur hierdie radikale nederigheid wat Jesus vir ons introduce het. Jy weet hoe Jesus aarde toe gekom het hy 'n wêreld betree waar greatness gelyk aan mag en status en dominasie en kontrole was. Dink aan die Caesars, nee. Dink aan die barbarians en dink aan al daai mense, mag en beheer en kontrole. Dit was greatness gewees. Maar Jesus kom draai daai hele storie op sy kop, nee. Jesus kom herdefinieer greatness en sê nee, dis nie greatness nie. Kom ek sê wat greatness is. Greatness is wanneer jy 'n ander persoon by jouself sit. Greatness is om te dien eerder as om gedien te word. Greatness is om te gee, eerder as om te ontvang. Greatness is om agter in die ry te staan en ander mense voor in die ry te laat staan. Het alles kom verander. En verstaan jy, dit is hoekom iemand soos Nelson Mandela 'n great persoon was. 2000 jaar terug sou Mandela nie 'n great persoon gewees het nie. Hulle sou gesê het, hy's sag en hy's weak, want hy het vergewe en hy het vrygespreek. Hy's 'n swakkeling. Hoekom het hy die Nobelprys gewen? Vir greatness en vir vrede en al daai goed, want dit is wat greatness mee geassosieer word. En baie van die dinge wat ons vandag in politiek sien jy weer mense wat mag en dominasie en hierdie goed gebruik en hulle word nie deur die wêreld goed gejudge, hierdie politieke leiers nie. Die politieke leiers hou nie van, of die mense hou nie van hierdie politieke leiers altyd nie, want greatness is gelyk aan humility. Jesus het dit kom verander. Ons actually studies gedoen wat dit teruggetrek het na die presiese tyd en plek waar Jesus gelewe het, wat bewys dat hy dit verander het en die draai gekom het in die 1ste eeu. Dit is geïnstigate deur Jesus. So dis die wêreld waarin Jesus ingekom het en hy het dit nie net geleer nie, hy het dit geleef. En uit hierdie radikale nederigheid het Jesus gedemonstreer. Van sy voetwassessie saam met die disippels, tot sy tafelkuiers saam met tollenaars en sondaars. Ek meen 'n rabbi sou nooit homself verlaag het of sy stature of posture of wat ook al aangetas het deur sondaars nie. Jesus sit en eet saam met hulle.
En uiteindelik sien ons Jesus wat aan die kruis hang, het daai radikale nederigheid tot volle verwesenliking gekom. Het gehoorsaam geraak tot die dood van die kruis. So die kern is eenvoudig, julle. Hoogmoed sê, wag, stop. Jesus sê, initieer, go for it. En uiteindelik is al wat jou gaan bevry uit hierdie tronk uit die radikale nederigheid van Jesus. Is al wat jou gaan bevry, is al wat my gaan bevry. Net Jesus se nederigheid kan bande breek. Net Jesus se nederigheid kan verhoudings herstel. Net Jesus se radikale nederigheid kan verhoudings restore, kan die seer uit mense se lewens uit wegvat, kan hoop terugbring in 'n hopelose situasie. En dit is waartoe Jesus sy followers vandag roep. Is jy 'n volgeling van Jesus? Die Here roep jou tot radikale nederigheid. So Paulus, so 20 jaar in sy Christelike journey in, hy het so 20 jaar lank het hy saam met Jesus gewandel, hy die ander disippels het hy geken, hy het 'n goeie track record van 2 dekades al as 'n Christen. Skryf hierdie brief vir die gemeente in Filippi, Klein-Asië, Turkye vandag, skryf hulle die brief. En wat hy doen is, hy skryf in hierdie brief hierdie woorde vir hulle as hy met hulle chat oor die radikale nederigheid van Jesus. En ek gaan net hierdie paar verse vandag aan jou voorhou, om vir jou te wys wat die teaching in die Nuwe Testament en rondom die woord van God is, buitenbehalwe die voorbeeld in die lewe van Jesus, rondom radikale nederigheid. En as Christen, as volgeling van Jesus, moet jy hierdie vandag hoor. En my gebed is dat jy dit sal internaliseer, dat ons as 'n gemeente dit sal internaliseer. Filippense 2 vers 5 tot 8, blaai saam met my as jy jou Bybel het. En asseblief julle, soos ek elke Sondag sê, en ek gaan aanhou sê tot jy naar word daarvoor, maar bring jou Bybel saam. Bring hom saam. Dis lekker om in die Bybel in te delf en te blaai en lees jou vertaling. Ek lees hoofsaaklik die NLV, maar jy kan jou vertaling lees wat jy wil lees. En ek dink altyd 'n multivertaling is die beste een. Jy lees klomp vertalings. So wat sê Paulus vir die gemeente in Filippi? Wat sê hy vandag vir die gemeente in Rustenburg? Julle gesindheid. Jy sien, hier is 'n gesindheidsprobleem. Dit is nie 'n intellektuele probleem nie. Hier is nie 'n geloofsprobleem nie. Hier is nie een of ander kennisprobleem nie. Hier is nie 'n commitment probleem nie. Hier is 'n attitude probleem. Julle gesindheid moet soos wie sin wees? Jesus Christus sin wees. En hoe was sy gesindheid? Dubbelpunt daar, verduidelik dit. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Maar hy het wat daarmee gedoen? Wat het hy met sy koningskap, sy goddelikheid? Wat het hy met die feit dat hy God is? Wat het hy daarmee gedoen? Dit in almal se gesig kom gooi op aarde? Sy buig voor my, val voor my neer, maak 'n ry, line up dat ek hier bo oor almal kan loop. Hy het dit prys gegee. Griekse woord is kenosis. Dit beteken om leeg te maak. Die ou vertaling 53 sê hy het homself ontledig. Ok, ek kan nou nie glas water hier uitgooi nie, maar dis uit letterlik gekom en hy het hom leeg gemaak van baie van sy goddelike eienskappe, van baie van sy entitlement, van baie van die dinge waarop hy kon aanspraak gemaak het. Hy was nie meer alomteenwoordig hier op aarde nie. Hy het moeg geword, ons het laas Sondag daar gepraat, hy het moeg geraak en uitgeput geraak, hy daar gaan sit, nee. Het homself leeg gemaak, hy het dit prys gegee, want dit is wat humility, radical humility doen. Jochen, kyk wat sê hy verder, hy het nie net dit prys gegee nie, nee, hy het 'n slaaf geword. Wow. Die seun van God, God self, wat een bevel gee en die hemelse legioene respond, wat die planete wat jy vandag, wat ons nog steeds besig is om te discover, en elke dag discover hulle hoeveel meer ontdek hulle. Hy het dit gespreek in existence, daardie God, word 'n slaaf, en aan mense gelyk. Weet jy hoe laag het hy gegaan? How low can you go? Kan 'n mens word, so wat hy gedoen het. En toe hy as mens geleef het,
het hy homself nog verder verneder. Nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruis dood toe. Die 83 vertaling sê, ja, tot die dood van die kruis. Dis radical humility. Dis radical humility, dit is 'n konsep wat nie 2000 jaar terug verstaan was nie, maar is 'n konsep wat die ganse verloop van wêreldsgeskiedenis verander het. Weet julle wat, dis 'n konsep wat vandag ook weer nie verstaan word nie. Social media, met die egoïstiese kultuur waarin ons lewe, die celebrity culture, daai goed, is 'n ding wat weer vandag los geraak het, maar die Here Jesus roep die wat hom volg en sê, jy moet partyk in radical humility saam met my. Wat hierdie skrifgedeelte basies sê is, Jesus het dit wat hy kon ontvang, het hy prys gegee. Jesus het gekies om dit wat hy nie verdien het nie, te ontvang. En dit wat hy wel verdien het, nie te ontvang nie. Hy het gekies om agter in die ry te gaan staan en jou en my en elke een voor in die ry te gaan laat staan. En weet jy wat, aan die einde van hierdie hele ding, roep hy sy volgelinge en hy sê, follow me. Volg my deur radikale nederigheid. Volg my deur radikale nederigheid. Wat hierdie vers sê is, Jesus het homself leeg gemaak. Hy het homself ontledig, hy het 'n diensknegt geword, hy het 'n slaaf geword. Soveel sodat hy uiteindelik fisies gekruisig is en deur ons mense brutaal vermoor is. En nou roep hy jou en my as sy volgelinge, Agape familie, om ook ons kruis op te neem en om te volg met radical humility. Nie om fisies te sterf aan 'n kruis nie, maar om jouself geestelik te kruisig. Wat beteken dit? Dit beteken dat die me, myself en I gekruisig sal word. Die grootste probleme wat ek mee al gesit het in die kerkwêreld is die me, myself en I. Grootste probleme wat ek in hierdie gemeente al mee moes deel is me, myself en I. Grootste goed wat huwelike uitmekaar uitdryf is me, myself en I. Grootste ding wat mense vervreem van mekaar en lei tot korrupsie en allerlei goed is die ek en die self. Jesus sê die ek moet vrek. Dis wat basies hier moet gebeur. Nederigheid het my aan die kruis laat sterf, het my gelei tot by die kruis. Gaan jy ook moet lei by die kruis, tot by die kruis, maar 'n geestelike kruis. Gaan aan die einde van jouself inkom. Ek kan gaan aan die einde van myself inkom. Eintlik wat die Here vir jou vra, is om uiteindelik maar net gehoorsaam te wees tot daai kruis oomblik in jou lewe. Wat beteken dit prakties vir ons? Dit beteken prakties, sê jammer, stuur hy WhatsApp, maak hy oproep, gaan drink saam met my persoon koffie, hou jou mond, moenie sê wat jy wil sê nie, sê vir jou vrou, dis reg skat, alhoewel jy 1000 ander goed het om vir haar te sê, dis reg skat, ja my man, nee ek hoor jou, sê vir jou kind, ek is trots op jou, gaan na jou kind se rugby oefening toe en submit jou skedule aan daardie skedule. Luister na jou dogter wat die 5de keer haar trane trekker storie vir jou vertel van die ou wat haar gelos het. Luister nou maar na dit. Sit daai canvases vir jou vrou op wat sy gesê het jy moet opsit al 3 weke terug, maar jy wil nou driving range toe gaan vanmiddag en balletjies slaan. Sit dit op. Verstaan julle wat sê ek? Dis prakties. Dis practical. Die Here verwag dat jy uiteindelik net gehoorsaam sal wees en sal doen wat hy sê, want imagine hoe die rigting en die kwaliteit van ons verhoudings en ons huwelike en ons werksplekke en ons sportvelde en ons klaskamers en ons klein groepe anders gaan wees as ek en jy radical humility begin embrace. Want hier is die deal, julle. Ek dink nie ons is ooit meer soos Jesus as wanneer ons radical humble is nie, radikaal nederig is nie. En die low road altyd kies om daai pad te vat nie. So hier's 'n vraag vir jou vandag en ek wil dit vir jou hier opsit. Wil jy regtig hê trots moet aanhou om te dryf wat op hierdie stadium in jou huwelik aan die gang is?
Wil jy regtig hê trots moet aanhou om te dryf wat in jou ouerskap aangaan? Wil jy regtig hê trots moet aanhou dryf dit wat by jou werk aangaan, of dit wat met kollegas aangaan, of dit wat met jou aangaan in daai skelm verhouding waarmee jy besig is? Wil jy regtig hê trots moet aanhou om te dryf dit wat jy in ander mense se lewens besig is om te doen? Wil jy regtig hê dit moet aanhou dit veel? Jy het nou gehoor dat ek vir jou gesê het wat die uiteinde van hierdie pad is. Soos ek altyd in berading vir mense sê wanneer ek dit doen dit nie meer baie nie, want ons het fantastiese mense by die gemeente, maar dan sê ek altyd vir hulle, maak die storie klaar. Hoe gaan die storie vir jou eindig? Ons het gesien, gaan jou by 'n practical atheism uitbring. Dis wat dit jou uiteindelik gaan uitbring, en dit gaan in daai tronk hou, en dit gaan jou vervreem van almal. Daar gaan niemand oorbly nie. Dis wat gaan gebeur. En baie mense is dalk miskien klaar op daai plek vandag. Wil jy aanhou hê trots moet dit dryf wat in jou lewe aangaan op die stadium? Want trots het al baie huwelike vernietig. Trots het al baie ouers en kinders vervreem. Trots het al gelei tot die vernietiging van mense se loopbane en roeping. Trots het al gelei tot die vernietiging van jou reputasie. Trots het al gelei tot devastating effects in mense se lewens. Mense laat geestelik afkoel, disconnect met God. So ek weet nie van jou nie, maar ek skryf op my notas, ek sê ek weier om 'n slagoffer verder van hierdie grootste vyand te wees. En as jy Christen is, kan ek vir jou sê vandag, het jy regtig nie vreeslik van 'n verskoning nie? Want elke keer as jy bid of sing, dankie Here, of Here help my asseblief, of wat ook al, dan doen jy dit in 'n verhouding met God wat gebou is as gevolg van die radikale nederigheid van Jesus Christus. Ja, die dood van die kruis. As gevolg van sy nederigheid tot die dood van die kruis, is jy capable vandag om met God te praat. Het jy access tot die lewende God? Jy sou nie kon sing of bid of enigiets doen, sou dit nie vir die humility van Jesus gewees het nie. So jy assume 'n profound verhouding wat op 'n profound fondasie van humility gebou is. As jy net met hom praat of hom access. En wat hy sê is, ek verwag dat julle dieselfde humility sal hê. Verwag dat julle ook daardie radical humility in julle lewe sal hê. Dis die enigste antidote vir die grootste vyand in jou lewe. So ek wil die diens afsluit, die boodskap afsluit met hierdie volgende 3 vrae. Ek gaan net 3 vrae vra. Ek wil hê, kom ons sit die house lights af, en dit gaan nie oor 'n emosionele ding nie, as jy nou dink is 'n emosionele opsweping of iets, is glad nie wat dit is nie. Ek wil jou regtig hê, jy moet net by jouself en by jou hart uitkom, en ek bid regtig sodat die Here net met jou sal kom praat, en jou sal kom help om 'n antwoord hiervoor te kry, want ek het nie die antwoord vir jou nie, ek het die antwoord vir my. En dit is nie 'n one size fits all nie. So ek gaan hierdie vraag vra vandag. Ek gaan saam met jou sit. Eerste vraag wat ek vir jou wil vra vandag is, hoe manifesteer trots in jou lewe? Ek gaan 'n paar goed op die skerm sit. Ek gaan dit nie verduidelik nie, ek gaan nie daardeur praat nie, maar daar is dalk 'n paar net om jou so 'n bietjie 'n onderrem te gee of wat dit kan wees. Ek weet hoe dit in my lewe manifesteer. Hoe manifesteer dit in jou lewe? Is dit entitlement? Is jy insecure? Bitterheid? Wat sê die Here vir jou? As jy dalk ongemaklik voel, great. Hoe manifesteer hierdie ding in jou lewe? Dalk sê ek weet nie. Vra die mense som wie jy gekom het, hulle sal jou gou sê. Hulle weet presies. Nommer 2. Hoe kamoufleer jy trots en hoogmoed in jou lewe?
As wat kamoufleer jy trots en hoogmoed? Miskien sê maar kamoufleer dit as selfvertroue. Maar is eintlik hoogmoed en arrogansie. Miskien sê jy wel dis sarkasme, ek is maar bietjie sarkasties van tyd tot tyd. Nee, dis eintlik hoogmoed. Hoe kamoufleer jy? Jy weet dis trots en hoogmoed in jou lewe, maar jy camouflage dit as iets anders. As wat camouflage jy dit? Ek wil net hoor wat in jou hart opkom op hierdie stadium nie. En ek glo jy hoef nie eens lank te dink nie. Kyk wat ons kamoufleer hoogmoed en trots profoundly hoor. Dit is die probleem, jy kan dit net so lank doen. Gaan dit maar begin deurslaan. Laaste vraag. Hoe lank gaan jy nog toelaat dat trots en hoogmoed die remote in jou lewe hou? Hoe lank gaan jy nog toelaat dat hierdie ding jou beheer? Hoe lank gaan jy in die tronk bly? Nog 'n jaar? Nog 5 jaar? Tot jou kinders uit die huis uit is? Tot jou loopbaan vernietig is? Tot jou reputasie down the drain is? Tot jy letterlik almal in jou lewe van jou vervreem het? Tot dan? Hoe lank? Hier is 'n ding wat jy moet verstaan vandag. Jy gaan trots en hoogmoed moet doodmaak voordat jou doodmaak. Want dit gaan jou verhouding met God doodmaak. Gaan jou verhouding met jou man of vrou doodmaak. Dit gaan jou verhouding met jou vriende doodmaak. It's gonna kill you. Die Here sê ek weerstaan die hoogmoedig is. Nee, ek disconnect of ek los jou om op jou eie aan te gaan nie. Ek is aktief besig om jou te resist as jy hoogmoedig is. En as die God van hemel en aarde jou aktief weerstaan, is daar net een uiteinde daarvan. It's death on all levels. Wil jy wag tot jy daar is? Of kan ons as 'n gemeente vandag sê, ons gaan hierdie besluit neem en sê, ons maak vandag klaar met hierdie grootste vyand. Ons begin vandag die proses om klaar te maak met hierdie grootste vyand. Want so sê Lewis dit so profoundly gesê het, hierdie vyand lei tot al die ander vyande in jou lewe. Is dit nie so nie? Wil jy nie vandag die besluit saam met my neem? Ek gaan hierdie vyand doodmaak nie. Ek gaan trots in sy oë kyk en ek gaan vir trots sê, hou my koffie. Ek is klaar vandag met jou. Ek is klaar met hierdie tronksel waarin jy my vasgehou het. Ek is klaar met hierdie hou vas. Jy's klaar my lewe beheer. Ek vat die remote in die naam van Jesus Christus vandag terug. En ek gaan vandag, as ek hier uitstap, met radical nederigheid begin lewe. Ek gaan vandag, is 'n paar goed op die skerm weer eens, ek gaan 'n paar goed dalk vandag doen. Ek gaan jammer sê, was dit nie ek nie. Ek gaan 'n kompliment gee. Nee, wag vir jou nie. Ek gaan 'n dankie boodskapie vir iemand skryf en sê baie dankie. Ek gaan vandag vroeër begin opstaan. Ek gaan vandag my commitments begin hou. Weet jy wat, ek gaan ophou passief-aggressief wees. Ek gaan meer vrygewiger wees. Ek gaan dit nie so my geld en my resources oor my laat gaan nie. Ek gaan die woorde ek is geregtig op, gaan ek uit my woordeskat uithaal. Ek gaan erken ek sukkel. Ek gaan begin luister. Ek gaan erken ek hou nie by nie. Ek gaan begin vra. Ek gaan eerlik begin wees. Wil jy nie vandag daai besluit neem nie? Ek beloof jou, dit gaan die mees liberatingste besluit wees wat jy in jou ganse lewe sal neem. Gaan jou liberate, die Here gaan jou kom liberate. En as daar een haalmaak is wat ek graag sou wil hê vir hierdie gemeente as die ou wat voorloop agter Jesus aan, probeer ek
Glo my, ek het my fair share hiervan. Is dat ons 'n gemeente sal wees wat gekenmerk word aan ons humility. Nie 'n puffed up gemeente, trotse, egosentriese. As mense dink aan ons, as mense dink aan jou, dat hulle sal sê, ek dink aan nederige mense. Dink aan mense wat soos Jesus was. Ons met radical humility sal lewe. Maar ek dink jy kom met agter, is regtig net die Here wat ons gaan kan help hiermee. Maar jy moet daai besluit neem. Ek gaan dit nie vir jou doen nie. As jy daai besluit geneem het, gaan hy jou help. So Here, baie dankie dat ons vandag sommer net hier by mekaar kan wees en kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, ek dink hierdie grootste vyand, hoogmoed, trots het havoc gesaai vir te lank in te veel mense se lewens. En Here, 95% van die issues wat ons het interpersoonlik, die issues wat ons het met ons man of vrou of kinders, die issues wat ons het in die wêreld waar ons beweeg en met alles rondom ons, is as gevolg van hierdie vyand. Maar Here, ons wil vandag 'n keuse maak, ons wil vandag sê, Here, ons wil nie meer langer hê dat hierdie vyand hierdie effek op ons met hê nie. Ons wil nie meer kleiner wees nie. Ons wil nie meer kleiner kapasiteit hê nie. Ons wil nie meer mense wegstoot nie. Ons wil nie meer God wegstoot nie. Ons wil uit hierdie tronksel uitkom. We want to be liberated. Ons wil vrygemaak wees om die lewe te embrace en te lewe wat U vir ons gegee het. Maar Here, U gaan ons moet help om hierdie keuse te maak en dat hierdie radical nederigheid hierdie vyand die nekslag toedien en hom doodmaak binne in ons. Dat hy feel elke sonde. Help vir ons, Here, om die pad van Jesus te stap. Help vir ons, Here, om die pad van humility te stap. Help vir ons, Here, om hierdie net te gaan draai vir 'n week. Ek bid dit vandag, Here. Ek bid vir die gemeente. Ek bid dat U iets in ons harte sal kom doen. Ek bid dat U vir ons sal kom wys in daardie 3 vrae. Hoe dit manifesteer, hoe ons dit camouflage en uiteindelik dat U vir ons sal help dat ons op 'n plek sal kom wat ons sê, ek kan nie meer so aangaan nie. As ek nie hierdie ding gaan doodmaak in my lewe nie, gaan dit my doodmaak op elke level in my lewe. Help ons asseblief, Here. Wil jy 'n geleentheid gee? Wil jy net met die Here praat nie? Nie stilte. Bid daar waar jy sit, sê vir die Here wat jy van wil sê en nou hierdie gehoor het. Here, dan bid ek die woorde weer van Filippense 2. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur 'n diensknegt te word. En as mens het hy homself verneder deur te gehoorsaam te word aan die dood van die kruis. Help ons, Here, met hierdie attitude. Help ons met hierdie gesindheid. Kom kweek dit in ons. Ons kan nie bekostig om dit nie te hê nie. Ons bid dit in die naam van Jesus en almal sê saam. Amen. It's a liberating gevoel is dit nie? Mag Here ons help. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Dis 'n spesiale gebed nodig hê. Ons is hierso. En dan het Melindrie gevra van die koningskinders kant af, obviously is julle kinders nie buite op die gras nie. So as julle hulle gaan haal, hulle is bo in die vertrek, asseblief gaan kry hulle net daarso. Dankie ouers. Mag die Here jou seën. Sien jou volgende naweek.